Hallo almal en baie welkom. Is julle reg om julle brein 'n bietjie te oefen vir die groot eksamen? Ons gaan 'n vinnige en prettige vragie en antwoord sessie hou om seker te maak julle is heeltemal voorbereid. So, sit gou daai denkpadde op, want ons gaan nou begin. Ek gaan 'n paar vrae vra en dan kyk ons saam na die antwoorde. Is julle gereed? Mooi. Kom ons spring weg. Reg, ons eerste ronde gaan oor die wonderlike wêreld van diere, van die heel groots tot die piepkleintjies. Kom ons kyk wat julle alles kan onthou. Ok, ons begin met 'n lekker maklike een. Kan jy vir my een voorbeeld gee van 'n regte groot dier en dan ook een voorbeeld van 'n baie klein diertjie? Dink gou-gou, het jy iets in gedagte? As jy kameelperd gesê het vir die groot dier, is jy 100% korrek. En vir die kleintjie, wel 'n mossie of 'n muis is perfekte voorbeelde. Baie mooi gedoen. Kom ons gaan aan na die volgende vraag. Nou ja, diere beweeg almal op verskillende maniere, né? So, hoe beweeg diere wat bene het? En wat van diere met vlerke of vinne? En wat van daai diere wat glad nie pote het nie? Dink bietjie daaroor. Kom ons kyk gou. Diere met bene, natuurlik. Hulle loop en hardloop. Die met vlerke, hulle vlieg in die lug. Visse gebruik hulle vinne om te swem. En diere so slange, wat geen ledemate het nie, seil so oor die grond. Sien, dis eintlik heel logies. Ok, volgende vraag. Kom ons praat oor die klere wat diere dra. Wat bedek die liggaam van 'n muis? En wat van 'n mossie? Of 'n slang? En hier is die antwoorde. Soogdiere soos muise en kameelperde het hare. Voëls soos mossies is weer bedek met vere wat hulle help warm bly. En dan diere soos slange en visse, hulle het skubbe wat hul liggame beskerm. Sien, glad nie moeilik nie. Goed, maak julle reg vir 'n groot vraag, en ek bedoel regtig groot. Watter dier is die allergrootste lewende dier op ons hele planeet? Dink mooi, dis 'n reuse een. As jy blou walvis gesê het, is jy heeltemal reg. Dis die ongelooflike blou walvis. Weet jy, hierdie reus van die see is die grootste dier wat ooit op aarde geleef het. Wow, dis mos nou fantasties. Nou vir 'n lekker kopkripper. Ons almal weet, 'n ysbeer is wit, né? Maar wat as ek vir jou sê, sy hare het eintlik geen kleur nie. Dis deurskynend. Hoe is dit moontlik dat hy dan speerwit lyk? Wel, die geheim is, sy hare is hol van binne. Dis amper soos duisende klein deursigtige strooities, en omdat dit hol is, weerkaats dit al die sonlig, en dis wat ons oë sien as die kleur wit. Nogal slim van moeder natuur, né? Julle is regte dierekenners, bykwerk. Kom ons beweeg nou aan na ons volgende ronde, die geheime wêreld van plante. Is jy gereed? Ok, kom ons begin met die basiese goed. Vir 'n plant om groot en sterk te word, is daar 4 baie belangrike dinge wat hy nodig het. Kan jy al 4 onthou? Daar het jy dit. Plante het 4 hoofdinge nodig. Lig, water, warmte en lig. Dink daaraan soos 'n resep. As jy een van daai goed uitlos, gaan die plantjie nie lekker groei nie. So, ja, al 4 is super belangrik. Goed, so, ons weet nou wat hulle nodig het. Maar die volgende vraag is, hoekom? Waarvoor presies gebruik 'n plant die lig, die water en die lig? Wel, elke ding het sy eie spesiale werk. Plante gebruik die lig om hulle eie kos te maak. Dis nogal cool, né? Dan, die water sorg vir sterk stengels en mooi ferm blare. En hulle gebruik die koolsuurgas uit die lug om asem te haal en te oorleef. So alles werk perfek saam. En dit was dit. Sien, dit was glad nie so erg nie. Julle het fantasties goed gedoen en ek is seker julle voel nou baie meer gereed. Julle is regte sterre. Ons het vandag vinnig weer gekyk na hoe diere beweeg, wat hulle liggame bedek en ook die 4 super belangrike dinge wat plante nodig het om te groei. Regtig bykwerk. Hou so aan met leer en onthou alles wat ons vandag behandel het. Jy is 'n ster en jy is heeltemal gereed vir hierdie eksamen. Baie sterkte.